So ons is nog steeds besig met die tweede tema vir graad 6, wat nog steeds getalsinne is. Net weer voordat ons begin na die belangriker goeders kyk, getalsinne is die basies wat die kinders gaan gebruik om eendag algebra en so te kan verstaan. So dit is baie belangrik dat die kinders getalgesinne ordentlik verstaan en die basies daarvan verstaan, anders gaan algebra later aan vir hulle verskriklik moeilik raak. So as ons net gou hierso kyk na so 'n paar stellings wat nogal maklik is vir 'n mens om net vir die kinders te leer en vir hulle laat hulle probeer verstaan waaroor dit gaan. Die eerste stelling wat hierso is sê 2 of meer getalle kan saam gegroepeer word en saam getel word in enige orde. Nou wat die stelling bedoel, want party kinders gaan dit lees en hulle gaan nie idee waar dit gaan nie. Dit beteken net soos ek kan 2 plus 2 plus 2 hê en dit gaan dieselfde wees as 2 plus 2 plus 2. So die oomblik wat dit saam getel word, dit maak nie saak of daar hakies daar is of daar hakies daar is nie, ek gaan presies dieselfde antwoord kry omdat ek bytel. So dit is 'n baie belangrike ding vir die kinders om te probeer verstaan. As ons kyk na die tweede stelling wat daarso is, dan sê die tweede stelling 2 of meer getalle kan saam gegroepeer wees en dit kan saam gemaal word in enige orde. Nou weer eens is dit vir die kinders belangrik om die 2 en 2 bymekaar te sit dat wanneer jy maal is dit om soos herhaaldelik op te tel. So dit is 'n baie belangrike stelling vir hulle om net te verstaan dat net omdat jy nou maal is dit dieselfde konsep as toe ons getel het. So as jy byvoorbeeld iets soos 2 maal 4 maal 2 het, is dit dieselfde as wat jy 2 maal 2 maal 4 het. So dit maak nie saak wat die groepering is of die volgorde is nie, jy gaan nog steeds dieselfde antwoord kry. So weer eens baie belangrik vir die kinders om net daai reg te verstaan. Dan die volgende stelling wat ek hierso het sê 2 of meer getalle kan saam gegroepeer word en geminus word in enige volgorde. Nou weer eens moet hulle dan minus en deel saam in dieselfde mindset hê amper. So as ek byvoorbeeld het 10 minus 8 minus 2, dan moet hulle verstaan dat dit nie dieselfde gaan wees as 2 minus 8 minus 10 nie. So as ons dit sê nou maar dieselfde wil hê, gaan ons hakkies moet gebruik of so, maar weer eens, wanneer ons minus, kan dit nie in 'n verskillende volgorde wees nie. Dit kan nie anders gegroepeer wees as wat dit hierso is nie. So die groepering moet dieselfde wees as wat dit is in die eerste stelling, anders gaan jy verskillende antwoorde kry. So dit is baie belangrik dat die kinders die verskil tussen daai twee goedjies verstaan. Dan net so 'n paar voorbeelde weer. Met getalsinne is BODMAS ongelooflik belangrik en dis iets wat die kinders regtig moet onthou. Hulle moet hierdie moet hulle regtig uit hulle koppe uitken en hulle moet verstaan dat hakkies moet eers gebeur, dan het ons of die order of wat net soos die kwadrate en so is. Dan het ons division en multiplication. Nou wat hulle baie keer nie verstaan is, hulle dink deel moet voormaal wees in 'n getalsin. So dan wil hulle half die deel eers doen, maar hulle moet verstaan dat as jy iets het, soos byvoorbeeld 10 gedeel deur 5 maal 2, dat net omdat deel voormaal is, beteken nie dat ek werk letterlik van links na regs en dit is hoe ek my antwoorde kry. So as deel en maal in dieselfde getalsin is, werk ek van links na regs. So wat beteken ek gaan nou 10 gedeel deur 5 wat 2 en 2 maal 2 is dan nou 4. So die kinders moet net verstaan dat as deel en maal in dieselfde getalsin is, moet hulle van links na regs werk as daar nou natuurlik nou nie hakkies is nie. Nog 'n voorbeeld daarso is as jy iets het soos 2 maal 2 en dan het jy iets soos gedeel deur 4. So hulle moet verstaan dat jy moet van links na regs moet jy hierdie oplos. So jy moet eers sê 2 maal 2 wat dan 4 is en dan 4 gedeel deur 4 wat dan vir jou 1 gaan gee. So dis bitter belangrik dat die kinders verstaan dat jy van links na regs moet werk wat deel en maal betref. En natuurlik nou dieselfde met die addition en subtraction. Die plus
hoef nie voor die minus te wees nie. So jy kan iets sê soos 12 minus 2 plus 3. So die minus kan voor die plus wees, maar al wat moet gebeur, jy moet van links na regs, moet jy die getalsin oplos. So jy gaan eers dan nou sê 12 minus 2 wat dan 10 is, plus die 3, en dit is dan natuurlik nou 13. So dit is baie belangrik om net die botmas vir hulle bitter mooi te verduidelik, dat hulle mooi verstaan, dit maak nie saak as deel en maal in dieselfde sin is, dat jy hulle eers die deel moet doen en dan die maal nie. Hulle moet van links na regs werk, want baie kinders raak die mekaar met dit en dan kan dit baie groot die mekaar speel veroorsaak op die ou ende. So as ons byvoorbeeld net 'n voorbeeld het van 5 maal 6 plus 6. As ons nou suites het, dan wat baie maklik is, sê vir die kinders om nou die hakkies te onderstreep, want ons weet hakkies moet eers gebeur. Ons los dan nou die ander gedeelte van die getalsin eers uit. So 5 maal 6 gee vir ons 30, en wat bly oor, dis nog die plus 6, wat beteken ons finale antwoord gaan 36 wees. Dis baie belangrik dat die kinders verstaan, dat jy hom letterlik, soos jy moet eers daai gedeelte eers te doen, want baie van hulle sal nou dink, ag nee, ek weet nou nie in wat se volgorde of so nie, so dis baie belangrik dat hulle verstaan, laat hulle onderstreep met 'n kleurpen of so, wat se gedeelte hulle wel eers moet doen. Soos as ons byvoorbeeld na die volgende een gaan kyk, en ons het iets soos 9 plus 9 maal 4. Dan gaan baie kinders nou moet dink, ek moet nou van links na regs gaan of so, maar wag, hier's 'n maal en hier's hakkie, dan raak hulle baie vinnig deur mekaar. So laat hulle 'n kleurpen of 'n highlighter of so gebruik, en hulle moet onderstreep, hierdie gedeelte moet eers gebeur. Ek raak nog nie aan hierdie gedeelte van die getalsin nie, want ek moet nog niks met hom doen nie. So dan sê ek nou 9 maal 4, wat dan nou 36 is, en dit beteken dat my antwoord nou natuurlik 45 gaan wees. So laat hulle kleur gebruik, dit is altyd vir hulle lekker om 'n bietjie kleur in te sit, en dan kan hulle sommer baie makliker ook besef wat se gedeeltes is belangrik, wat moet hulle eers doen en so aan. Dan net om te bewys hoe getalsinne die basis is van algebra, gaan ek net so voorbeeld doen hier, so wat baie keer vir die kinders ongelooflik moeilik is om te verstaan, want hulle is baie lief daarvoor om sulke goedjies vir die kinders te vra. So dit is baie belangrik dat die kinders dit baie goed verstaan. So hier is nou maar net 'n voorbeeld van hoe dit die basis is van algebra. So ek weet nou dat in die middel sien ek nou hierso is gelyk aan. Nou die is gelyk aan moet outomaties my sê dat die een kant moet presies dieselfde wees as die ander kant. So wat ook al ek aan die linkerkant kry, moet ek aan die regterkant ook kry. So as ons nou kyk, ons kan sien dat die linkerkant het klaar al sy goedjies. So kom ons gaan en werk die linkerkant uit. So weer eens, ons onderstreep dat ons hakkies eers moet doen. So die 6 en die maal doen ons nog niks mee nie, en dan kry ons 'n 10 daarso. Nou ons weet nog nie wat aan die regterkant doen nie, so ons skryf hom nou maar vir eers net so oor, totdat ons nou presies weet wat ons nou moet doen. En dan het ons nou hier aan die linkerkant kan ons nou sien 6 maal 10, en ons weet ons moet 60 kry. Nou baie belangrik, as die linkerkant 60 is, dan beteken dit, ek moet die regterkant, moet ek ook op 'n manier by 60 uitkry. So ek moet nou by myself gaan dink. Ek kan sien hierso is 'n plus teken. So ek moet gaan dink, wat plus wat kan vir my die 60 gee wat ek nodig het om te kry. So want die kante moet balanseer. So ek weet ek moet 60 hê. So as ek nou aan 60 dink, dan kan ek dink aan byvoorbeeld 30 plus 30. So ek weet ek moet 30 plus 30 kry, dan gaan ek die 60 kry. So dit is 100% dan nou reg. So wat beteken as ek in my eerste hakkie kyk, wat maal 3 gaan vir my 30 gee? Dan dink ek nou 10 maal 3 gee vir my 30, plus 6 maal wat gaan vir my 30 gee? 6 maal 5. Wat dan beteken ek het nog steeds 60 aan die kant, 10 maal 3 gee vir my 30, 6 maal 5 gee ook vir my 30, wat beteken my een kant is nou gelyk aan my ander kant. So baie belangrik dat die kinders hierdie konsepte verstaan. Natuurlik, hulle kan hierso
kan hulle enige kombinasie gebruik om 60 te kry. Hulle kan byvoorbeeld sê 0 maal 3, so hulle kan 'n 0 insit en dan kan hulle sê 6 maal 10 om 60 te kry. Enige kombinasie is reg, maar dit is net belangrik dat die kinders verstaan presies waar hierdie konsepte vandaan kom. So dit is hoekom getalsinne net die basies is van algebra.